vul oupa so baie kompetisies in? Ag Wimpie, ek het in my lewe al so baie kansse deur my vingers laat glip. Nou probeer ek maar opmaak en ek wag kansse met alles. Koop oupa weer daai bakkie. Dankie. Sal ek hom vir jou pa gee. Vir al die jare wat ek so verniet hier op sy nek lê. Oupa gaan nou nie weer daarmee begin. As oupa nie was om te keer nie, het ek in hierdie huis meer slaas as kos gekry. Dis waar. Gee vir my ook nog een vandaan? Jy het nie vir oupa sooi bring. Ja, man, maar so wat? Mens kan nie alles opgee net oor die gevolge nie. Jy sal skoon misslik wees van die gesondheid. Het oupa die kompetisie vir elektroniese naaimasjien ook ingevul? Ja, maar as dit vroumenspryse is, dan vul ek jou ma se naam. O. As daar enige kompetisie is waarvan die pryse motorbike is, kan oupa maar my naam inskryf. Man, vul jou eie kompetisies aan. Wat se slagspreuk het oupa hier geskryf? OK, ek weet ek is nie so goed daarmee nie. Is dit die ene vir daai nuwe Franse parfuum? Ja, Summer Touch parfuum. Oh. Die eerste prys is hierdie motorboot, maar sonder die girls. Dis jammer. Lees hom vir my dat ek kan hoor hoe klink dit. OK. Voel jy eensaam en verlore? Smeer Summer Touch agter jou ore. Is dit te direk? Ja, oupa. Wat van iets soos as jy Summer Touch dra, hoef jy niks anders aan te hê. Man, daar's 'n groot verskil tussen 'n ordentlike slagspreuk en sommer net plain skewe gedagtes. Kom sit daar, plak seels op. Ek wil hê jy moet hierdie goed vir my gaan pos. Ek moes minder gekeer het dat jy baie meer slaag gekry het. Sê vir my, het gaat nou baie beter met ou Giel Beson van laat hy en Marie het mekaar is. Hy het selfs die drank gelos en hulle is glo beter vriende as ooit tevore. Meer is nie vriende. Hoe nou? Ek wil nou nie skinde nie, maar ek hoor hulle egskeiding is op die rotse. Ja, sy verwag, hulle moet weer trou. En hulle sê weerlig slaat nie 2 keer op dieselfde plek nie. Dis 'n fout. Ja, ek sê ook so. Die skok gaat vir hom terugvat na die bordel toe. Hendrik, ek praat nie daarvan nie, ek praat hiervan. Ja, dis 'n basiese fout. Ek verdien minder as wat jy kan spandeer. As wat ek spandeer, dis ons uitgawes. Kyk, hier is die huis, kos, klere, jou bakkie, belasting, pensioenfonds, versekering, mediese fonds. Dis alles nodige uitgawes. Die belasting is onnodig. Hendrik, almal kla hulle betaal te veel. Maar as niemand belasting betaal nie, dan het ek en jy nou in plaas van sit en rande tel, piesangs getel. Maar ek sou daarom ook nou dink dat 'n mens deesdae in die buiteland baie meer vir 'n gesonde piesang kry as 'n rand. Hendrik, jy weet nou regtig nie waarvan jy praat nie. Dis dalk hoekom ek nou net 'n myner is en nie die minister van finansies nie. Namens die land sê ek dankie. Kan jy jou voorstel hoe sou dit gewees het as hulle ons in piesangs betaal? Wie? Ek het hierdie maand 3 piesangs, 2 komkommers en 1 lemoen verhoging gekry. Is dit? Ek kry nog net 'n appel en 'n ei. En wie, my seun is 'n vakleerling en hy werk nog altyd vir peanuts. Jy raak klaar. Toe maak klaar. Ek moet nog gaan koek bak vir die kinders. Ja, sorry dok. Maar as 'n ou van salarisse praat, dan moet jy so 'n sin van humor hê. Jy weet, ek kan dit nie verstaan nie. Ons spandeer minder as voorheen. Ek bespaar net waar ek kan. Maar ons kom net nie uit nie. Ja, ek wens ek was 2. Hoe nou? 2 Henrikke. Dan het ons die geldprobleme gehad nie. Ek sou dagdiens gewerk het en die ander Henrik kon nagdiens gewerk het. Is dit nou jou manier om van my te sê ek behoort weer 'n voldag te begin werk? Nee, ek wens maar net ek kry dubbel soveel as wat ek nou kry. Hendrik, almal wens dit. Maar is ouens wat al hulle salaris verdubbel het. Die probleem is net, jy verdubbel jou moeilikheid as die perd nie inkom nie. Pa behoort te weet. Ja, maar laat ons nou nie ou koeie in die sloot voor die perde inspan nie. Nee. Ek het vir Wimpie gestuur om vir my 'n paar briewe te gaan pos as julle nie omgee nie. Nee, solank hy net nie eers weer 'n draai gaan loop nie. Laat ek sien waar staan ons geldsake.
As julle besig met privaat sake, dan loop ek maar. Nee, pa, sit. Ons is klaar. Sien jy? Dis wat oorbly. Dis nie so sleg nie. Hendrik, hoe kyk jy? Daar's 'n punt voor die 2 nulle. Dan het ons bogger op. Welcome to the real world. Waar alles reël is behalwe my salaris. En ons het nog eers hierdie 2 rekeninge bygetel. Wat gaan jy nou doen? Ek sal maar seker moet gaan leen by ons spaargeld. Laat ek nou vir julle 'n goeie raad gee. Julle het mos elkeen 'n kredietkaart. Nou ja, as julle in die knyp is, dan gebruik jy Maggie se kredietkaart om joune te betaal en jou na Mare te betaal. Maklik. Sommer net so. Ja. Al verskil is nou skuld jy wat sy geskuld het en sy skuld wat jy geskuld het. Pa, maar ons skuld dit nog. Ons moet dit nog steeds betaal. Ja, maar nie die maand nie, dis eers volgende maand se worries. Is dit wettig? Dan af of jy gevang word. Pa, mens mag iets doen of jy mag dit nie doen nie. Daar's niks tussenin nie. Hendrik, so duidelik is geen wet nie. Die voordeel van pa se ondervinding het net een nadeel. Mense het 'n damn goeie kans om op policevuil te wees. Ons het darm nog daai bietjie wat ons op sy gesit het vir ons vakansie. Miskien moet ons daar 'n paar piesangs gaan leen. Nou, ons sal dit kan opmaak, is nog lank voor my verlof. Ja. As julle nog aan verlof kan dink, dan weet julle nie wat geldprobleme is nie. Want ek my vir niks so bekommer. Ek hoef nie te gaan pak nie. Wat bedoel pa, pak? Toe ek sien julle sit daar met die rekeninge en daai calculator, het ek maar so lank begin dink aan pak. Want ek weet dis nie lank nie, dan begin julle agterkom dat ek nog nooit losies betaal het nie. Maar pa, ons het nog nooit vir pa losies gevra nie. Ja, ek weet. Maar as julle nou gaan begin as ek op straat. Pa, ons is al deur dieper waters. Ons sal nooit van pa verwag om losies te betaal nie. O. Nou ja, dan gee ek glad nie om dat ek nie meer saam met julle op vakansie moet gaan nie. Ons het dit nie gesê nie. Hendrik, ons sou Kaap toe gaan. Nou hoor ek julle gaan Durban toe. Waar hoor pa dit? Jy het dit laat uitglip. Ek mag stupid lyk, maar as ek vakansie en piesangs bymekaar tel, dan kry ek Durban. Jy vat ook maar 'n lekker kans as jou pa sy rug draai. Jy moet ophou om so op die telefoon te kuier. Jou pa was ernstig toe hy gesê het hy gaan die telefoon laat afsny as ons weer so 'n rekening kry. Marieke het my gebel, ma. Kollekteer. Dis al hoe sy mag bel. En jy's nie ver daarvandaan nie. Toe, wat staan jy so, help my? Die skool dink mos die ouers het nie werk vir hulle hande nie. Sommat ma so goed bak. Hulle vra nooit meer vir Annetjie Viljoen se ma nie. Nie na daai terte wat sy voorsien het vir die ouer aand nie. Verbaas my nie. Iemand met 'n swaar hand moenie tipsie terte bak nie. Pa sê hy het in sy lewe nog nooit sulke getrekte terte gesien nie. Esther, Sê maar net wat pa gesê het, ma. jy mors. Strooi liewers hierdie hundreds and thousands. Ag, dit laat die koekies so kinderagtig lyk. Cupcakes is kinderagtig. En as jy wil hê dit moet verkoop, moet jy strooi. Ek strooi, ma. Nie so baie nie, die goed kos geld. Ek weet nie of die skool dit besef nie. Maar of ek die goed nou bak en of ek dit gaan koop, dit kos dieselfde. Proe nie dieselfde nie. Jy's nes jou pa. Eet die helfte op nog voordat ek klaar is. Ma, ek het maar net 'n tongtippie toets gedoen. A moment on the lips is a lifetime on the hips. Sy maak raak dik. Nee, miskien net so 'n bietjie mollig. Ma, Hoekom antwoord pa nie? Sê vir my nie. Hallo? Mevrou van Tonner hier? Ja, dit is mevrou van Tonner. Wat? Nooit, ek glo dit nie. Ek het nog nooit iets gewen nie. Maar ek het ook nog nooit vir 'n kompetisie of iets ingeskryf nie. Ja, dit is Timmiestraat. Ek weet nie wat om te sê nie. Sê dankie. Dankie. Ja, ek sal bel om te reël. O ja, die nommer, net 'n oomblik. Ja? Baie dankie. Totsiens. Wat? Ek kan dit nie glo nie, ek weet nooit iets nie. Wat? O pa, 'n romantiese ete vir twee. Wat? Ek bewe skoon van opgewondenheid. Seker een van die troospryse. Waaroor praat pa? Nee, sommer niks. Wat se kompetisie was dit? Ek weet nie, dis iets soos die Riviera Cabanas. Kan nie so iets onthou nie. Hulle sê, al wat
wat ons moet doen om 2 etekaartjies te kry, is om na 'n video te kyk oor die kabanas. Dit klink vir my na timeshare. Dink pa, ag nee, ek weet nie. Al wat ek weet is ek en Hendrik gaan uit vir 'n romantiese ete. Verniet. Dis wat jy dink. Versigtig nou. Sit dit plat neer voor die sitplek en uit die son uit. Wimpie. Bly jy by die kar? En Hes, jy kan sy boeksak kom haal. Pa, weet ek verstaan dit nie. Ek het vir Hendrik gevra om vir my die koekblikke te gaan haal by Marie Conradie. En waarmee kom hy terug? 'n Fieterjasie waarmee jy golfballetjies uit die water haal. Dis Hendrik. Ek onthou toe hy klein was, het ons hom een middag gestuur om te gaan vuurhoutjies koop. Toe kom hy eers na donker by die huis aan, met sy handjies taai en sy mond vol sweets. Het hy lekker goed gekoop? Nee, 'n vriendelike tannie het dit vir hom gegee. Sy het hom huis toe gebring. Hy het glo verdwaal geraak. Kon nie reguit huis toe gaan nie want daar was 'n verskriklike veldbrand. Ja, dis Hendrik. Waar is my sleutels nou? Gaan pa nie vandag werk nie? Nee, ek is geregtig op eendag siekteverlof in die maand. Voel pa siek? Nee. Maar as ek dit nie nou vat nie, verloor ek my afdag. Maar daar's nog net 2 dae oor voor die einde van die maand en dit lyk nie vir my ek gaan siek word. Pa, dit beteken mos nie pa moet 1 dag per maand siek wees nie. Dis jou opinie. Ek sien die wet anders. Ma, dis daai stupid skingborde. Hier lê die koek laat val. Nee. Iemand het in die koek geval. Ag nee man, ek het die hele nag deur gestaan en bak. Wat het julle aangevang? Tannie Betty se stupid bulldog, ma. Toe ek buk om dit neer te sit, is hy hier tussen my bene deur en hy stamp die skinkbord dat jy net koekies sien spat. En toe begin hy daaraan vreet. Ons sal alles moet weggooien, ma. Ons kan nie koekies skool toe vat waar 'n hond gevreet het nie. Wie sal weet? Gemaak jou skoon en trek skoon klere aan. Dis die laaste keer wat ek iets vir daai skool doen, die laaste keer. Maar ons het koek beloof, ma. En nou gaan ons nog laat op wees. Dan is julle laat. Nou sal ek moet doen wat ek in die eerste plek moes gedoen het. Ek sal dit by die bakkery gaan koop. Maar dis die laaste keer. Daai skool moet my nooit weer iets vra nie. Ek wonder nou net. As Wimpie so sleg lyk, hoe lyk die binnekant van jou kar? O, Ek vat 'n dag af van die karwas en wat doen ek by die huis? Ek was 'n kar. As ek hy bulldog vang, dan was ek hom. Ek haat cupcakes. Wimpie, my kar se deure en vensters net so laat oop staan, anders kry ons mif in die sitplek. Ek hoop Maggie ry versigtig met my kar. Oupa, ek ken nie iemand wat stadiger of versigtiger kan ry nie. Hey, jy praat nie so van jou ma nie, dis my vrou. Ek het haar gekies. Vir jou moes ek vat of ek wou of nie. So watch it. Sorry pa, ek het dit nie lelik bedoel nie. Hendrik, hoe praat jy met jou kinders? Duidelik sodat hulle goed verstaan. Ek verstaan pa. Die kind verstaan, Hendrik. Goed. Ek is nou nie eens meer lus om vanaand saam met Maggie te gaan eet. Al is die ete verniet. Koert se paal was ook daar. Dis om deeltyd cabanas aan mense te verkoop. Man, ons gaan net kyk. Ek het in elk geval nie nou geld om iets te koop nie. Ek het geen tyd vir deeltyd nie. Pa, ons gaan net kyk en eet. Koert se pa sê dis net 'n set om mense te laat koop. So hy het nie gekoop nie. Nee, hy het. Ek hou nie daarvan om te deel nie. Partykeer is dit vir my selfs moeilik om met julle hierdie huis te deel. Nee. Ja, maar wat kan ek doen as jou huis? Pa, ou Swannie sê hulle is baie tevrede met daai deeltyd wat hulle by die Suidkus gekoop het. Swannie is aan niks gewoond nie. Hendrik, party van hierdie plekke pak die mense week na week so agter mekaar in. As jy daar aankom is die beddens nog warm. Kry dit, Wimpie. Hallo. Daar's dit. Hallo mense. Hallo, waar is Henrikie? My ma's blimpa. Oh. Julle twee lyk so bek af, ek dacht het julle weggejaag. Nee, oupa. Pa, ons wil met pa praat. Hoeveel? Nee pa. O, dis nie eintlik geld nie. Kom, Wimpie. Ons moet ons uit die voete uitmaak, is niks vir ons ore nie. Wimpie kan maar bly. O. Nou gaan die hele wêreld al saam Durban toe. Wat is die probleem? Pa, kry Wimpie en Hes nog baie take. Skooltake. Ja, hoekom? Wat gebruik julle om naslaanwerk uit te doen? Waar uit
doen julle navorsing? Wat is die bron van julle inligting? Wat het dit met julle twee te doen? Pa, Jolanda het 'n vreeslike fout gemaak. Sy het so 'n vormpie wat iemand in die posbus gegooi het ingevul vir 'n gratis boekrak. Ek het nie gesels van sulke klein lettertjies onder op die vorm as jy die boeke bestel. Nee. En toe kom die boekrak vandag daaraan. Ja, regte, goedkoop rubbish. Dis geen wonder is gratis nie. In die boeke? Nee, jy's dis smart, pa. Dis 'n stel van 24 encyclopedies. Encyclopedias. PDA's. Goed. Jy kan dit nie eers uitspreek nie, dan wil jy dit aan my kom afsmeer. Ek wil dit nie aan pa afsmeer nie. Ek wil hê pa moet dit koop. Is dit in Engels of Afrikaans? Maak dit saak. Hoekom vat jy nie na die boekerak terug? Tannie Paul het klaar die rekening gestuur om hierdie maand moet ons betaal. Anders moet ek terug gaan en ek al my goedjies van die boekrak afpak. Ek dog dit is so 'n rubbish boekrak. Sorry, Poeks, ek praat te gou. Ja. Ag toe pa, koop daai boeke. Hes en Wimpie het dit nodig. Wat kos dit? Wat kos geleerdheid? Wat se premie kan 'n mens betaal vir jou kinders se toekoms? Sst, liewer. R20. Dis niks. Per boek. Wat? R20 maal 24, dis R480. Saam met AVB is dit R542.40. Sien julle? Die kind het die boeke nodig. Goed. Ek kom môre vroeg af. Dan kom ek daar by jou langs, dan vat ons daai boeke met die boekrak en ons pak dit netjies in my bakkie en ons vat dit terug. Dankie pa. Sien jy, ek het jou gesê my pa wil weet wat om te doen. Net môre swys ek vir jou 'n nuwe boekrak. Laat ek julle iets vertel. Niks is gratis nie. As jy die woord gratis hoor, moet jy klaar agterdogtig wees. Net die lug wat ons inasem is gratis. Niemand sal vir jou iets gratis gee nie, man. As jy iets moet koop om iets gratis te kry, moet jy weet jy betaal eintlik vir al twee, maar net een het 'n prys op. Verstaan jy dit? Ja, pa. Hoe laat gaan pa vanaand na daai gratis ete toe? 7 uur. Daai skool moet my nooit weer iets vra nie, nooit weer nie. Wat doen 'n mens met 3 dosyn cupcakes? Geet vir Auntie Betty se bulldog. Ou boet gaan was jou mond uit met seep. Dis iets wat ek gesê het. Dis 'n lang storie, ou boet. Pa, is jy daar? Ai, smolessies. Nee. Kom ons noem dit liewerster 'n vlieg in die salf. Eerder 'n bulldog in die koek. Ja, los dit nou maar. As jy wil koek eet, moet jy dit eet. Hoe vinniger dit op is, hoe beter. Ek is so vies ek kan slange van. Is dit daai koek wat jy gekoop het by die bakkery? Ja, en dit kos my dubbel, want ons weet wat met die gebeur het wat ek gebak het. Wou niemand by die bazaar dit koop nie. Is jy laf? Hulle was heel eerste uitverkoop, maar het al self teruggekoop. Ek kon tog nie toelaat dat iemand anders dit koop en dan dink dit is ek wat daai droë gemors van die bakkery gebak het nie. Nee. Ja, nee. Jolie, sal jy asseblief my hare bietjie mooi maak? Ek en jou pa gaan vanaand uit vir ete. Okay, ma. Waar is Hendrikie? My ma babysit hom by ons. Jy is volkie, ma. Ma moet liewer daai sal weggooi. Kom. As Paul uitgaan vir ete, eet ons seker weer ration en chips of vetkoek en mints. En cupcakes, 1 vir die prys van 3. Ek hou van cupcakes. Is nou nog dik van al die koek. Ek wil nooit weer in my lewe een van daai koekies sien. Ek self maar nou so lus vir 'n glas lewersout, ek eet sommer 'n kafeepaai. Ek wonder of Paul toe gisterand deeltyd gekoop het. It's a cabana, Gange Riviera. It's the hottest spot north of Umslanga. Dit was 'n lekker party. Pa, ek het net 2 glasies wyn gedrink. Dit hang af hoe groot die glasies was. Dit was geen myn party nie. En deeltyd is glad nie so 'n slegte idee nie. Hendrik, nou dat jy weer helder kan dink, kan jy onthou of jy iets geteken het? Pa, jy kry 'n vakansieplekkie van jou eie vir die res van jou lewe. Dis joune. Jy kry kaart en transport en al. Jy hoef nooit weer vir 'n vakansie te betaal nie. Jy kry iets wat jy nooit voorheen kon koop nie. Tyd. Nee. Ja, 'n paar mens gesien het hoe mooi lyk dit op daai video.
En die kos was fantasties. Die drankies en sulke pynappels met sulke sambreeltjies in. En meisies met sulke hula skirts wat ons bedien het. A vacation of a lifetime. 1 week vir die res van jou lewe om te ontspan in jou eie cabana. Hendrik, jy's gebrainwash. Hoe nou? Hendrik, normaalweg, as ek nou soos altyd saam met julle met vakansie gaan, vir hoe lank gaan ons gewoonlik? 3 weke. En nou mag jy net vir 1 week in die jaar op dieselfde plek gaan vakansie hou, dieselfde week, jaar na jaar na jaar. En jy was nog nie eens in die plek nie, en jy weet nie eens of jy daar mag visvang nie. Dis waar. Het julle iets moes betaal? Nee, ete was gratis. Nee. Ja, wel, ons moes so 'n klein registrasiefootjie betaal, dis al. R80 is 'n klein voetjie. Maar dan het ons mos betaal vir die ete. Het julle iets geteken? Nee, pa, hy het amper. Maar toe sê ek vir die man, ons sal môre kom teken. Hy sê toe hy gee ons 10% afslag as ons dadelik teken. Ek sê toe nee, as ons nie 12 ure later dieselfde afslag kan gee nie, dan beteken dit hy wil ons beduiwel. Toe sê hy kom môre. Ek weet nie of mense daar kan visvang. Kan jy dit glo? Ek koop amper 'n plek en ek weet nie of mense daar kan visvang. Dit verbaas my nie. Jy het al 'n kar gekoop wat nie kan ry nie. Maggie, ons moet gesels. Nee, ons moet eers die kinders by die skool kry en die res by die werk. Pom, pom, pom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoor dit in jou kop. Dis maar seker Bruce Springsteen het so begin. Natuurlik speel. Daar sy. Ons het die boeke in die boekerak teruggevat en ons R80 registrasiefooi teruggekry. Dieselfde ou wat ons die boeke wou verkoop deeltyd in sy spaartyd. Nooit. En toe sê julle vir hom julle wil nie teken nie en toe gee hy julle geld terug. Ja, dis min of meer hoe dit gebeur. Hendrik, het jy beklei? Nee, daai tyd is verby. Nee, kyk, ek het net mooi aan hom ons situasie verduidelik. Na 'n paar van die ou se lang dasse mooi strikdassie gemaak het hy alles verstaan. En toe skud ons hande en toe loop ons. Nee, pa het hom eers van die kapstuk afgehaal, toe loop ons. Hendrik. Ag, Maggie, jy weet hoe die kind kan lieg. Ek is baie meer bekommerd oor die kind met die grys hare en die boepens. En nou, wat sê julle nou? Wat is dit, pa? Troostprys in die Summer Touch parfuum slagspreek kompetisie. 24 botteltjies parfuum. Geluk, oupa. Dankie. Jy mag vir Jolie ook 'n paar botteltjies vat. Die res kan Maggie en Esma onder mekaar verdeel. Dankie, pa. Ek kan nie wag om te ruik hoe ryk dit nie. Ek is nie so vrygewig sodat julle my met jammer kry en saamvat op vakansie nie. Ek gee dit weg, want as ek dit dra sal die mense dink ek is skeef. Pa, maar natuurlik gaan pa saam met ons op vakansie. Dit was nog nooit 'n kwessie dat pa nie saam gaan nie. Weet hy dit? Ja, pa. Het oupa dit gewen met daai slagspreek? Hoe was dit nou weer? Voel jy eensaam en verlore, smeer Summer Touch agter jou ore? Ja. Nee, ek het 'n beter een gekry. As jy Summer Touch dra, hoef jy niks anders aan te hê nie. Maar dit was myne. Ja, maar kry dan vir jou ook 'n botteltjie. Waar kry jy al hierdie botteltjies Summer Touch? Wimpie en ek het dit vir julle gewen. En as jy in plaas daarvan om die ding op jou ore te sit, hier van agter jou ore smeer, sal jy aandag trek sonder dat jy so hoef te gil. Hey, dis jy Lucie, sy is hier nie help julle ma. Eet nog, pa. Maar ek wil net hierdie artikel klaar lees. Jy kan ook gerus 'n handjie bysit. Vroeger het jy altyd gehelp, maar deesdae, die naaste wat jy na 'n opwasbak kom is wanneer jy vir Wimpie sê om 'n ander wasser in een van die krane te sit. Nee, hierso is. Presies. Gewonder jou kinders wil niks meer vir hulle self doen nie. Die voorbeeld wat jy stel. Waar bly my pa so laat? Dis reg, verander die onderwerp. Ek
vra jou om my te help en wat sê jy? Ek wonder waar bly my met pa so lank. Hoekom het ou Boet en Jolanda nie vanaand hier kom eet nie, ma? Ja, hulle is seker moeg vir hierdie restaurant se kos. Hulle kon daarom gebel het. Ja, die chef sal mos die kos warm hou tot hulle hier opdag. Nee, maar uitgooi vir ou Betty se bulldog. Weet, daai twee begin al hoe meer dink is 'n hotel hier. Hendrik, julle almal dink dit is 'n gratis hotel hierdie. O, nou moet ek my kos gee vir Betty se bulldog. Dankie as dit is wat jy van my kos dink. Dis nie wat ek bedoel het nie. Wat krap jou so om vanaand? Niks. Jy sal tog nie verstaan. Almal kom en gaan net soos hulle wil. En ek moet maar net my mond hou en almal bedien soos 'n slaaf. En dan is Benny nog, wie weet waar iewers op die grens. En hy gee so min om my skryf nie eers nie. Ah, ek verstaan. Verstaan, hoe kan jy verstaan hoe 'n ma voel? Natuurlik verstaan ek is sy pa. Ek gee ook mos om vir my seun. Kurt sê my hy dink hy's aangeneem. Want hy het gehoor toe sy ma vir sy pa sê dat sy seker is hulle het hom in die hospitaal met 'n ander baby omgering. Want hy's beslis nie hulle kind nie. Jy sal verbaas wees hoe baie ouers voel dieselfde. Ja. En my oorlede ma het altyd gesê ouers is die laaste mense wat kinders behoort te hê. Hoe nou, pa? Ja, ek weet ook nie eintlik wat sy daarmee bedoel het nie, maar ek weet elke keer wat sy het gesê het my bas gebrand. Dis wat jou kinders meer nodig het. Sorry ma, ek sal nie weet nie. Wat sal jy nie weet? Ek weet nie. Wat maak al vir pa wil sê om my oor te slaan? Ek het nie vir pa gesê hy moet jou slaan nie. Maar hy luister alweer half. Nee man, dis omdat luitjies van sy jare so aanjaag. Die ouers is permanent 3 pakke agter. Pa? Ja, toe maar, ek weet wat julle dink. Nee, ek was nie by die hotel aan nie. Ja, maar pa lyk so... Ja, sê dit maar so asof ek in 'n fight was. Nee, ek lyk so van werk. Werk? Ek dink oupa druk daar die knoppies by die car wash. Nee man, daai 2 handhangers van my het toe nooit opgedaag nie, stryk glo. Pale, staak? Wel, as dit is wat jy het noem as 2 handlangers nie opdaag nie, ja, dan het ons 'n staak. Maar waarom? Jong mense staak net oor een ding. Money, bucks, ching, cash, groenes, blare, Deutschmark, dollar, Jerry Skytema en geld. Jy kyk te veel TV. Nou moes pa toe hulle werk ook doen. Maar hoe dan anders? Die karre staan toue, meneer, dis Susan Moon. Ek moes alles doen, was en vacuum en polish en alles. Ag, pa. Kom sit dan gee pa se kos. Hier. Nou Giel Basson ry toe weg sonder om te betaal. Hy dink ek weet dit nie. Om oud te wees beteken nog nie dat 'n mens stupid is. Oupa is nie stupid nie. Dis nou 'n mooi manier om te sê ek is oud. Ek is so de vetterjoel in vir daai 2 damn strikers. Hulle moet oppas of ek stryk, hulle met 'n housepipe. Pa is pa se koffie. Daar. Hendrik? Ek het gif ingegooi. Dankie. Jy hoor my nie eers nie. In hierdie huis moet ek net my mond hou en bedien. En wat doen jy? Jy ignoreer my. Ekskuus? Maggie, is nie genoeg suiker in. Roer dit, pa. Kan ek nog so 'n bietjie melk kry? As jy wil koffie hê, maak dit self. Hendrik, wat het jy nou weer gedoen om vir Maggie so om te krap? Ek? Man, jy kan jou ou skoene agter daai vrou aangooi so goed as sy vir jou. En wat doen jy? Jy gooi jou skoene sodat sy hulle moet skoonmaak. Hoe nou? Jy weet 'n ma weet altyd wanneer 'n kind hare is. Maar 'n pa het nie 'n 100% garantie nie. Partymal wonder ek oor jou. As ek dit nie doen nie, sal niemand dit doen nie.
Hallo. How's dit? Hallo ma. How's dit? Hallo. Waar's Hendrikie? Hy slaap. Toe los ek hom sommer in sy kerrykot by my ma hulle. Ek dog julle kom nie. Ek sal julle kos gou warm maak. Toe maar ons het klaar geëet. Sommer by my ma hulle ma. O, Gee sy my kos vir Auntie Betty se bulldog langs aan gaan dit vermors nie. Hey, dink jy dis 'n hotel hier? Nee pa. Dis net ek is in die moeilikheid pa. Kan nie wees nie. Die keer is julle dan klaar getroud. nee oups. Dis nie ek nie. Presies Niels, 'n ander vrou. Wie? Hiervoor het ek nie krag nie. Nee, maar as jy sulke soort moeilikheid nie. As dit was, sou hy net nou gebreek gewees het. Hy's in die dinges by die werk. Toe, vertel jou ouers. Wat so ding is? Groot ding is pa. Man, hou nou op dinge praat en vertel ons. Het jy jou werk verloor? Nee ma. Nee, maar hy staan 'n goeie kans. En dan is Hendrikie en ek uit op die straat. Jong, wat het jy nou aangejaag? Toe sê jou pa. Drank. Drank. Wat? Drank. Drank. Luister julle dan nie. Drank, boes, witblits, vampoer. Nee, oupa. Dit was brandewyn. Die supervisor het 'n bottel brandy in my lokker gekry. So wat? En wat soek die supervisor in jou lokker? Vra liewer wat soek die brandewyn in sy lokker. En wat soek jy brandewyn in jou lokker? Ons laat van die Kersfees party af pa. Wat wil jy nou goeie goed laat sleg word of wat? Ek wou nie self drink nie, oupa, ek wou dit vir iemand gee. Jy moes maar net gepraat het, ek sou dit kom haal het, nou kom. Nou verstaan ek nie. Hoekom is jy in die moeilikheid? Jy kan mos net vir hulle sê jy wou dit nog vir iemand gegee het en jy sou dit wegvat. Die bottel is half. Oh, Half of the not, ek sou dit nog steeds kom haal. Ag, oupa, hoe kan jy so iets onverantwoordeliks doen? Jy's nou al 'n pa en als, en nou doen jy dit. Ek het jou nie so groot gemaak nie. Is die rubbish saam met wie hy werk wat hom so maak, ma? Ek het dit nie gedrink nie. Ek drink nooit. Hoekom wil niemand my glo nie? Okay, ek het al 'n biertjie 1 of 2 keer. Niels? Okay, miskien 'n klein bietjie meer, maar nog nooit by die werk nie. Dink mooi. Okay, met die Kersfeesparty, maar dit was na werk, oupa. en wat gaan hy supervisor nou maak? Het gesê hy gaan my aangee en toe sê as ek my harde kwas hou, gaan hy sorg dat ek gefire word. Dis onregverdig. En toe gooi hy die res van die brandy in die drein af. En dis onverskillig. Nee man. Hulle kan jou nie fire nie, tensy hulle kan bewys jy was dronk op die job. Ek het dit nie gedrink nie, pa. Ek is seker as daai Freddy, daai appie wat van die verbeteringsskool afkom. Hy's altyd so lekker deur die blare by die werk. Die vra hom vir 'n shiftie en gee jou 'n socket. Hoekom fire hulle hom dan? Wel, Freddy is die supervisor se neefie. Ooh. Wel, daar's niks wat jy nou daaraan kan doen nie, behalwe worry. Jy moet maar wag. Hulle sê jou inroep en dan sê jy vir hulle jy dink is Fred. Ek skaam my dood as my man gefire moet word oor 'n gesuipery by die werk. Kom Niels, ons nog vir Hendrikie gaan haal. Kom maar, loop ons maar. Goodbye. Kom julle môre aand hier eet? Hang af. Wat maak ma? Vetkoekiesfontein Maggie is aan my hart laat staan. Ek twyfel, pa. Hoekom is pa so vroeg by die huis? Nee, de Souza het my die middag afgegee. Is die strykers terug? Ja, hulle het glo nooit gestraik nie. Hulle was Klerksdorp toe om daar na 'n sokkerwedstryd te kyk. Sommige net die middag afgeneem. Lekker, né? Ja. Was glo so 'n belangrike wedstryd, hulle kon dit nie mis nie. Wie het gespeel? Die Klerksdorp Rangers teen die Germiston Strikers. Dit is natuurlik waar die strykstorie vandaan gekom het. Hulle moet daar baie strykers al eintlik al 'n sokkerspan het, hè? Seker.
Ek hoop darm pa gaan so 'n bietjie opruim nadat pa klaar ontspan het. Ja, later. Hallo oupa. Oupa's vroeg. Ja. Haai, oupa. Hoekom is oupa so vroeg? Ek het die middag af, okay? O, is my maag terug? Pa, is dit pa se pap op my stoof? Ja, dit prut. Prut, dit maak 'n prutjie gemors op my stoof. Hallo ma. Wat vir lunch? Haai, ma. Het ma my rondgestryk, ek het dit nodig vir môre. Maggie, moet 'n mens dan nou dood van die dors in hierdie huis voor jy 'n koppie koffie kry? Wat dink julle is ek? 'n Slaaf? Julle almal se persoonlike huishulp. Julle twee skaars by die huis en dit lyk asof 'n orkaan hier deur is. Ag nee man, ek is siek en sat daarvoor om agter alles en almal in hierdie huis op te ruim. En dan verwag julle nog ek moet julle bedien soos in 'n restaurant. Een mens kan net soveel vat. En hierdie mense is nou dik tot hier. Julle kan self sien kom klaar. Ek stak. Was dit nou nodig om julle ma so om te kry? Ek het nou net een struik agter die rug en nou veroorsaak julle 'n ander een. My oupa's net so skuldig, kyk hoe lyk die plek. Kom ons maak skoon, net nou staak maar regtig. Ek dink jy sou die pot mis, ou Pelly. Ek glo nie jou ma het 'n grap gemaak. O, Ja, voel so aan my baas, ons klomp gaan vanaand aan die kolonel se takeaways met 11 herbs and spices smoke. Hallo Florie. Ag, kan ek met Maggie praat? Hoekom? Okay, bye. En nou? Florie sê Maggie het gesê as enigiemand van ons bel, moet sy sê ons moet vlieg. En nog iets anders ook. vlieg. Waarheen? Dit was iets anders. Ek dink ek sal maar nou oorry daar nou Florie se plek toe. Hey, maak oop by deur. Hallo mense. Daar's dit. Ons kan nie te lank bly. Ek kan die baks in die vlek langs aan bygesit. Ek wou nie vir Hendrikie uitbring met sy verkoue nie. Ons het net gou kom eet. Nee. As julle kom uit eet het, die hotel se chef het gestaak. Kom weer, oupa. Ja, jou ma sê ons laat haar soos 'n slaaf voel en toe sy vir so 'n paar dae by tannie Florie gaan kuier. Beteken dit nou dat ons nie gaan kos kry nie? Wat dink jy? Ek het jou gesê as met my ma gaan eet, nou moet ek seker gaan kook. Ag, ons kan takeaways koop, man. Pa het nie elke paar rand vir my te leen, ek gee dit môre weer vir pa terug. Man, lyk jou pa vir jou soos 'n damn autobank of wat? Pa, sê dalk huismolessies of wat, hè? Nee, maar dinge is nie lekker nie. Hierso. Ek koop takeaways of iets. Dankie pa, ek gee dit weer môre vir pa terug. Ek het net nie nou cash aan my nie. Jy het nooit cash aan jou nie. Moenie jy nou ook begin nie. Ek het genoeg problems by die werk en nie by die huis en ek wil nog by die flat ook hê nie. Ja, wag nou. Ons is almal so 'n bietjie onder stres. Nou nie worry nie, gaan flat toe en ek sal hierdie ding uitsorg en bel ek julle later. Pa, seker daar's nie iets wat ons nou kan doen om te help nie. Doodseker. Oh, Nou maar, loop ons maar. Goodbye. bye. So wat wil jy, ration en chips of vetkoek en mints? Hawaiian pizza. Hawaiian pizza, my dinges. En nou, die kat is weg en nou gaan die muis klub toe. Nee pa, ek gaan maar oorry daar nou Florie. Jy moet net mooi verstaan voor ek ry. Dis ons almal se skuld dat julle ma se 'n slaaf voel. Dis 'n paar dinge wat moet verander in hierdie huis. Ek sal enigiets doen, pa, maar ek kook soos my ding is. Ag man, niemand het gesê jy moet kook nie. Ek vrek jou deur van die honger. Ons praat later weer, ek ry nou. Ek sal nooit vanaand kan slaap as ma nie terugkom nie.
Dit sal eerder wees omdat jy nie met 'n halfgestrykte romp skool toe wil. Ag, maar moenie jou simpel hou nie. Ja, ek het nog genoeg bekleierery vir een dag gehoor. Ek voel reeds 'n soeibrand aan die kom vir al die herbs and spices. Ek skil julle basvelle vir julle af. Jammer oupa, maar Gaan maars nie, ruim op. Net vir in case julle pa dit regkry om die stakery te stop. Die kinders gaan so bly wees om jou te sien. Hulle was bekommerd, ek ook. Miskien sal julle my nou 'n bietjie meer waardeer. Ons waardeer jou. Ons waardeer jou. Ek bedoel, ons wys dit net nie altyd soos ons moet nie. Kom stap. hallo ma. Hallo ma. Naand, Maggie. As die staking nou verby is, sal ek glad nie omgee vir 'n ordentlike koppie koffie. Pa, dis nie 'n gratis hotel hier. Goed dan, ek sal betaal. Wat charge julle vir koffie? Dit sal nie nodig wees nie, pa. Maar die staking is nog nie verby nie. Nie totdat ons besluit het wie wat doen in hierdie huis nie. Ek kan net soos 'n slaaf rondhardloop en almal bedien nie. En die beddens opmaak en die was goed doen, 'n skottel goed was en opruim en eintlik weet ek nie hoekom ek teruggekom het nie. Wag nou, Maggie, wag nou. Kyk, ons kan die werk uitdeel. En jy's terug omdat jy vir ons lief is en ons vir jou. Wys dit vir my. Hendrik, dis nie die soort liefde wat ek bedoel het nie vir die kinders nie. O, Van nou af sal ek elke oggend my bed opmaak, my skoene skoon maak, ek sal my kamer in die kant maak, ek sal my eie toebroodjies maak, en ek sal my klere was en as mamma wys hoe dit strykok. Maggie. Jy die kind homself skoon in 'n koors in laat skryf. Toe maar, seun. Dis nie wat ek bedoel nie. As jy net jou bed opmaak en jou skoene skoon maak en jou kamer so bietjie netjies hou, is ma gelukkig. Maggie, ek sal ook doen wat hy gesê het. En ek sal sommer jou kar was ook. Ag, dankie pa. Dis nou te sê as my gout my nie te veel probleme. Oupa is dan baie skielik na ete hier weg. hy's baie meer uitgeslaap as wat julle dink. Ouboet en Jolanda nie is opgedaag nie. Ek het nie vir hulle gekook nie. As hulle nie die ordentlikheid het om te bel en te sê wat hulle doen nie, dan kook ek nie. Nee, is reg. Ek sou seker 'n bietjie room moet kry vir my hande as hulle nou so baie in die water gaan wees. Okay, as julle dan nie wil hê ek moet Lucies betaal nie, wat daarvan as ek 'n doktersertifikaat bring? Waarvoor? Vir light duties. Pa, as pa net pa se bed opmaak en pa se kamer so bietjie aan die kant hou, dan's ek gelukkig. O, okay. Wil jy dan nog daai sertifikaat? Nee, En beteken dit ek hoef my wasgoed dan nie meer na Bokkie se laundry toe te vat? ek het nooit gesê pa moet dit doen nie. Ja, ek weet, maar ek het vanmôre. Ek het gedink dit sal help as jy nie my wasgoed ook hoef te was nie. Pa, ek het mos 'n outomatiese wasmasjien. Het pa dit nou na ou Bokkie se laundry toe gevat? Ja! Maggie, Ah, hoe kry 'n mens wasgoed wat wit was weer wit as dit nou pink is? wat is nou pink? Wel, die onderklere worry my nou nie so baie nie, is net die hemde. Hoe dit gebeur? So. Dis die onderbroek wat ons laas Kersies vir oupa gegee het, maar daar was 'n groene en 'n blou ook. Ja, goedkoop rubbish en beslis nie kleurvas nie. Het pa nou daai rooi onderbroek saam met pa se wit wasgoed in die was gegooi? Nee, Hendrik. My wasgoed bloos maar net omdat dit so oop en bloot op die tafel moet lê. Ag, toe maar pa, ek sal dit blyk. Miskien kom die pink uit. Wanneer as Susan daar by oupa se werk, hy breek mos altyd oor sy swart belt in karate. Nou kan oupa sê oupa het 'n pink broek en wasgoed was. Nie net 'n broek nie, 'n hele damn wardrobe. Ja. Net nou sê die mense ek is 'n oupa in 'n red en dan wil al wat 'n purple rinsels vir my oogies maak.
Arme kind, shame. Hoeveel keer het jy nou al die brief gelees? Dis seker sy laaste brief van die grens af. Ek kan dit byna nie glo nie. Benny kom huis toe. Dan kom jy ons hier uit die huis uit eet. Dan sal jy moet kook. En dink net aan daai bondel wasgoed wat hy gaan saambring van die grens af. Net 'n week kan ons weer 'n staak. Bog. Vir hom sal ek dit enige tyd doen. Hy was so lank weg. En hy's die enigste kind wat van kleins af vir my gehelp het in die kombuis. Sê liewerster, hy kon nooit wag tot die kos gaar was. Wat van daai slag toe hy so baie aan die pudding geproe het of dit gaar was? Toe het tyd word dat ons die pudding moes eet, kry ons elkeen 'n bakkie vla en Benny 'n enema. Help daar, Hendrik. Nee, ons moet nou dinge begin self doen. So makliker gewees het as hy die koppies so vol gegooi het. Net 'n verkeerde winkie nou op die verkeerde plek en as pas. Ja, nee, wag nou, oupa, moenie my laat lag. Jy dra daai skimbord of jy jam onder jou arms. Die kind gaan die skimbord laat val, man. Dis sy ma. Sien daar, amper niks in die pierings nie. Ek sal trek. Stupid. Oh, sorry. Oh. Toe mamma, ek sal ander gaan maak. Wat het oor jou lewe geloop? Staking. Ek het so gesukkel om my self te kry. Hallo mense. Hallo, Joey. Kry hy tuintjies. Ek dink so, oups. My ma sê hy het oorpyn dat die babs langs aan sê is koliek. Ek sal so deur mekaar toe gee kom medisyne vir alles en nou dink ek hy het maagpyn. Jy moenie na ander mense luister nie. Jy moet luister na jou eie instink. 'n Ma weet. Ja, ek het hom toegemaak. Hallo ma. Hallo, ou boet. Ek sien nie die ding is by die werk nie. Ek is bly. Dit wys jou die waarheid het altyd 'n manier om uit te kom. Alfred het alles herken toe ons aan sy koller met die kruin optrek. Het maar al geëet. Begin jy alweer? Nee oupa, ek vra maar net. Lankal, ou boet. Jy moes gebel het. Gniels los dit. Ek voel klas soos 'n wurm. Useless wurm. Ag nee, Poeksie. Jolanda wou maar 'n surprise en toe maak sy vir ons almal 'n lekker groot pot stew. Maar ons het klaar geëet, jy moes gebel het. Ek sou nie meer 'n surprise gewees het nie. Dit sou glo my. Ek is so surprised ek kan my ore nie glo nie. Sien pa nou wat 'n staking kan doen. Gaan haal die stew, ou boet. Ek sal dit in die vrieskas sit en môre opwarm in die mikrogolf. Dit sal bietjie moeilik wees, ma. Hoekom? Mens kan nie met 'n baba in die huis kook nie, ma. Dit breek 'n mens se konsentrasie heeltemal. Dit was 'n verskriklike flop. Hoe maak 'n mens 'n verskriklike flop met 'n stew? Maklik as 'n mens in plaas van sout babypowder ingooi. Niels, dis nie nodig om alles uit te lap nie. Ag, sorry Poeksie. Met ander woorde, julle twee het nog glad nie geëet nie. Is julle honger? Nou maar laat ons kyk wat ons daaraan kan doen. Ma, ek kry hierdie 2 borde kos in die lou, en wie se is dit? 'n Ma weet. Dis al weg. Pa, met hierdie nuwe exhaust system gaan sy sing soos 'n bie uit. Man, die ding moet net kan gras nou, nie rally wen nie. Pa, die modifikasie stoot die refs op. Wat beteken dat die lem vinniger draai. Wat beteken dat die gras afkap en nie afskeer nie. En wat beteken dat jy die grasperk so gelyk soos 'n snoekertafel gaan sny. Nou, al wat my pla, as die lem so vinnig draai, gaan hy dalk nie goed afkap soos jy sê nie, maar met wortels en al uit die grond uitdruk. Nooit, pa. Dan bemark ons jou modifikasie as 'n petrolaangedrewe ploeg. Hey, maak dit nie 'n spook is en disappear. Hey, kryf ons 'n bietjie petrol uit jou ma se kar uit dat ons hierdie ding toets. En moenie petrol in jou mond kry nie. Ek weet hoe om petrol uit te suig, pa. Pa, skien moet dit eers langs op Antibetty se sypaadjie gaan uittoets. Luister. Jy gaan hierdie modifikasie weer afhaal as hy my grasperk omploeg. Hallo. Ek sê my julle is in die garage besig om 'n lawnmower te vonnis. Hallo spyt. Nee, ons maak die ding reg. Weet jy wat kos nuwe grasnyers deesdae? Ja.
Nee, maar maak so Swannie. Hy het mos een op 'n 48 maande lease. Nee? Ja, Giel Bason het sy hond op een. Sy hond? Oom het seker verkeerd gehoor. Hy het sy hond op 'n leash. Dieselfde ding. Lease is net Engels vir lease. Laities, dink hulle weet alles. Hendrik, jy nie een van daai klein soldeerboutjies vir my? Nee, maar ek het een van daai met die verskillende punte van groot tot klein. Ja? Wat wil jy soldeer? Printed circuit board. Is fyn soldeerwerk. Maak jy iets reg of neek jy iets op? Nee, ek bou iets. Wat? Ek mag nie eintlik hierso sê nie. Iets te doen met die TV. Wat is dit? Ek het al die planne en al die goed by een van die Electromax by die werk gekry. 'n Decoder. 'n Decoder. Jy maak 'n decoder. Ja. Kan ek verniet na Mnet kyk? Sal nie werk nie, oom. Ek weet van baie ouens wat dit al probeer het. Dit sal, ek het al die planne en die circuits en als man, al wat ek nou kort is een van daai klein soldeerboutjies. Sal die een werk? Ja, is hom wat op soek. Is dit nie onwettig om 'n decodeerder te bou nie? Is dit nie onwettig om TV te kyk sonder 'n lisensie nie? Ja. Roofkykers. In plaas van 'n single is ek dan maar net 'n double, dis al. Maar ek kry nie petrol hier uit nie. Jy moet suig, nie blaas nie. Dis leeg, man. Nou, jou ma se kar syp deesdae vreeslik petrol. Hierso. Dan koop vir ons, gooi so R20 se petrol in. Dan maak jy sommer daai kannetjie vol. Waar gaan jy nou weer? Skiet ons op. Oh. Jy sê die ding sal werk. Ja, maar ek het nou so 'n bietjie van 'n probleem. Wat? Soldeersel. Maar net 'n klein bietjie, is baie klein soldeerwerk. As hulle jou vang, dan ken ek jou nie. Dankie. Ek bring dit terug, hoor. Baai. Is jy klaar? Amper. Ou goed. Het jy 'n TV-lisensie? Wie wil weet? Jou ma bly lank by die dokter. Ek hoop alles is alright. Maar het gesê op pad terug van die dokter af gaan sy by Tannie Konradie draai maak om 'n rokpatroon of iets op te tel. Skielik gesels hulle. Ek is bly jou ma was hier toe ons die grasnyer getoets het. Die paal het daai gat in die sypaadjie weer opgevul. Ja, Bumpie het. En ou boet het 'n plank voor daai gat in die bulldog se hok geslaan waar die grasnyer se lem deurgetrek het. Ons kan bly wees daai bulldog was nie in sy hok toe dit gebeur het nie. Tannie Betty sal ons nooit vergewe het nie. Ja, dis die eerste keer wat ek 'n engine in twee sien breek. Shame. Ou moet probeer net help. Nou, partykeer wens ek hy wil nie. Weet, hy is die enigste ou wat dit kan regkry om 'n grasnyer te laat implode. Om pa nou 'n nuwe grassnyer koop. Ja, ek sê seker moet, maar dit maar wag tot volgende maand. Wat gebeur hier net as ek my rug draai? Hallo, dom, ek het al begin bekommerd raak. Dis ek wat moet bekommerd wees, Hendrik. 'n Mens kan jou nie verwoonlik by die kinders alleen los nie. Wat het julle aangevang? Ja, dit lyk my jy ken al die hele storie. Ja, en ek moet dit by Marie Corradi hoor. En sy hoor dit by haar skoonsister wat haar bel en vertel. En haar skoonsister bly en welkom. Maar niemand het iets oorgekom nie. Die grassnyer het gebreek is al. Gebreek? Ek sou sê ontplof. Ah, dis nie wat jou ontstel het nie. Wat sê die dokter? Jy smaak jou uit die voete. Ek wil met jou pa praat. Is iets fout, ma? Nee, my kind, is nie nodig om so bekommerd te lyk nie. Gaan na jou kamer toe, ek sal later kom verduidelik. Ek wil net eers met jou pa praat. OK. Is ma seker? Man, ek sê mos ek sal nou praat. Nou worry jy. Is daai pille. Dit bevoeder my gestel. Die dokter sê as ek daarmee ophou, dan sal alles weer na normaal toe terugkeer. So eenvoudig soos dit. Nou, wel, Dol, hoekom doen jy dit nie? Jy kan maklik praat. Besef jy dat daar 'n risiko aan verbonde is? 'n Risiko? Ag, Hendrik, moet jy nou nie onnoosel hou nie, man. Moet ek nou vir jou vertel waar babietjies vandaan kom? Ek dink is hy fluoriedpille wat jy drink vir mooi sterk tande. Daar's 'n reuse verskil. Ja. Nou wat gaan jy nou doen?
Ek het die verskillende opsies met die dokter bespreek. En hy sê terwille van my gesondheid is daar aan die einde van die dag net een oplossing wat werklik sal werk. Maar ek het vir hom gesê dis iets wat jy self oor sal moet besluit. Ek kan jou nie dwing nie. Wat? Waaroor moet ek besluit? Hendrik, die prosedure is eintlik baie eenvoudig. Dit is baie minder traumaties vir 'n man as vir 'n vrou. Hendrik, jy sal eers 10 minute in die teater wees. Nee, wag so 'n bietjie. Ek is nie bekommerd oor hoe lank dit gaan vat nie. Wat my pla is, wat word afgesny? Ag, Hendrik. Niks word afgesny nie, dit is erger om 'n tand te stop. Maggie, mens stop 'n tand om dit te laat regmaak. Ek kan aan niks dink wat moet reggemaak word. Dalk het ek die verkeerde woorde gebruik. Wat ek eintlik bedoel is, dit lyk vir my of hierdie prosedure my ligte gaan afsny. Hendrik, gaan praat net met die dokter, hy sal alles aan jou verduidelik. Nie terwille van my nie, maar terwille van ons huwelik. Nou, is niks met my of met ons huwelik verkeerd nie. Hoekom moet ek gaan vir 'n operasie? Maar ek sê jou nou net hoekom. Maar dis nes julle is. Die vrou moet alles deurgaan, sy moet alles opoffer. Hendrik, die huwelik is gee en neem. Ja, gee en neem, hulle sê niks van afsny nie. Hendrik, al wat ek jou vra is, gaan praat met die dokter. Asseblief. Moet nou nie 'n oningeligte besluit neem nie, asseblief. Nee, Maggie, ek het klaar besluit, ek weier. Nee. Finish en klaar. So, wanneer word jy gedoen? Vrydag 3. In my tyd het ons vir die lammers rekkies omgesit. Tye het verander, pa. Ek wonder of jou stem hierna 'n bietjie hoër gaan wees. Pa, waar kom pa daaraan? Dis twak. Miskien is die operasie 'n goeie ding. Dit sê jou ten minste minder aggressief maak. Dis ou vrou stories, pa. Niks gaan verander nie. Die dokter het aan my verduidelik. Dis net die bymiddels wat hulle by petrol gooi. Nou kyk, met of sonder die bymiddels, die kar ry ewe goed. Hulle vat nou net die bymiddels weg. Dis al, niks verander nie. Verstaan, pa? Ja, nou maak dit sin. Goed. Gaan pa die naweek visvang? Ek het nog niks beplan nie, maar ons kan as jy wil. Ek dink ons moet, ek sal kan golf speel. Ja. Dit sal lekker wees om weer 'n bietjie langs die viswater te sit. Maar daar's net een ding wat my pla. Wat is dit? As jy 'n kar ry sonder daai bymiddels, het jy gesien hoe vinnig die kar bereik te roes? Kom ons praat liewer oor iets anders, pa. En as iemand vir pa vra, hoekom is ek in die hospitaal, dan sê pa vir hom, dis oor my blinde darm, okay? Ja, as jy so sê. Ek dink net baie mense weet jou blinde darm is al uit. Ek sal liewer sê mangels, dit laat 'n mens op snaaks praat. Hou by die blinde darm, okay? Hier is vir julle 'n bietjie koffie. Dankie, Maggie. Die kos gaan nog 'n rukkie neem. En dit? Ek is trots op jou. Daar's min man soos jy, Hendrik. Ek het reg getrou. Maggie, persoonlik dink ek jy kon beter gedoen het. Pa praat of ek regte rabbies is. Nee, Hendrik, maar in een stadium was jy. As dit nie vir hierdie vrou van jou was nie, was jy vandag nog 'n daktyl. Hallo, ma. Hallo. Was jy klas? Alraai, dit sukkel net 'n bietjie met die point werk. Ek sal moet daai het, ma. As ek spring en land, is dit meer as my bolla wat wabbel. Roemuis, dis jou probleem, maar myne ook. En koop ek dit nie, dan klaar die ander. Hoekom begin ons nie weer met aerobics nie, ma? Kyk hoe goed het ons gelyk. Ja, miskien moet ons. Ek lyk vir myself al hoe meer soos 'n peer. Annetjie sê daar's 'n nuwe vrou by die klub en haar klasse is fantasties. En die eerste les is gratis. Ons moet gaan, al is dit nou net 2 keer 'n week. Hallo, Hef. Hallo. Sy, mamma moet sien nou Alex speel wimpie karretjies met Hendrikie. Vroom, vroom. Hy karretjies op die brein. Hendrikie. Nee, wimpie.
Jy moet sien hoe stukkend is sy jeans geval met Koert se go-kart. Ek kan maar weer met aerobics begin. Hoekom kom jy nie ook nie? Ek se graag wou, maar wat maak ek met Henrikie? Ouboet kan na hom kyk. Dis mos nou al werk. Sy help om sy hande van die engines af te hou. Sissies. Ouboet voel vreeslik sleg oor hy grassnyer. Shame. Sy selfvertroue het 'n knak gekry. Hy vertel vir my. Hy sê nog so vir pa, koudpaad werk as 'n bom. Sy woorde was skaars koud bang toe vlieg die spaakplek hier was sy oor verby. En die lem woer deur die bulldog se hok. En nou sê Betty die bulldog is glo seniewrak. Hy sit in 'n botteltjie op die voorstoep sy naels en kil. Kou jy jou naels? Nee, pa. Hulle sê mos die fout wat 'n kind nooit los nie is dit waaroor hy die meeste slaag gekry het. Pa, ek kou nie meer my naels nie. En ek slaan jou ook nie meer daaroor nie. Wat ander pa? Niks. Ek dink jy's omgekrap oor daai blinde darm besigheid. Ag, ek het klaar daarvan vergeet. Nee. As pa moet weet, ek kyk hier in die advertensies na tweedehandse grasnyers, dis die pryse wat my so vies maak. Ah, dis die koneksie. Jy's die prys deur jou grassnyer. Want jy het gesien wat daarmee gebeur het na so 'n klein modifikasie. Nee. Dis die probleem, ja, as jy klaar met die koerant, dankie. My deur staan altyd oop, Hendrik. Jy maar kom praat as jy probleme het. Dis tog waarvoor 'n ouer daar is. Nee. Ja, behalwe geldprobleme, daarmee kom ek na jou toe. Ah. Helder pa. Oupa. Wat smaal jy soos 'n ou wat uitgevind het sy plumbing werk? Ek het goeie nuus. Ek het vir pa 'n nuwe grasnyer gekoop. Ai nee, ou boet, maar dit was nou nie nodig. Nee, dit was pa. Ek het vanoggend soos 'n regte eier gevoel, maar nou voel ek baie beter. Skaam jou, Hendrik, om die kind so sleg te laat voel dat hy met sy swaar verdiende geldjies vir jou 'n splinternuwe grasnyer moet koop. Hy's nou nie splinternuut nie, oupa. Mens kan maar sê dis 'n demonstrasiemodel. Ou boet, maar ek kan nie laat jy daarvoor betaal nie. Nee, ek het nie daarvoor betaal nie. Ek het geruil by Boela Bosman vir 'n ou yskas wat nog in my garage staan. Is dit dieselfde Boela wat die bierdrinkkompetisie by die landbouskou gewen het? Ja, oupa. Maar hy bly daar bo by die mynwoonstelle. Daar's nie gras wat hy kan sny daar nie. My ou boet, baie dankie, ek waardeer dit. Plesier, pa. Ouboet, wat was die eerste prys by die bierdrinkkompetisie? Daar was baie oupa die ouens kon kies. Ou Boela het 'n pram gekies, maar eers die volgende oggend toe besef hy sy baby pas nie so lekker op die pram nie, maar die pram kan damn goed gras sny. En waar is die grasnyer nou? Ja, hy's nog daar by Boela se huis. Ek het reeds pa se bakkie leen en kan Wimpie my help om die yskas te gaan oplaai en die grasnyer terug te bring. Ek hoor jou Boeksie, kom sê jy nie hallo nie. Hallo. Boela het gesê hy sal ruil. Ek is bly. Is pa bly? Ja, ou boet, laat my skoon skaam voel. Goed. Boeks, sal jy 2 keer 'n week vir 'n uur na Hendrikie kyk? Na werk. Hoekom? Ek wil met aerobics begin. En wat gaan jy aantrek? Aerobic klere. En wat's fout met 'n sweetpak? Gneels man, moenie weer met jou jaloesie begin nie. Ek gaan saam met Ma en Hes. Maar dan sit okay, net solank jy nie daai tiervel leeuterk in jou aantrek nie. Ag, Boeksie. Daai tiervel leeuter is net vir jou. Hoe sê dit? Nie voor my paal nie. Hoe sê dan saggies? Ek sal. Boeksie, Boeksie se worsie, wat is nog feeslik lief. Pa, nou bleek gelyk toe hulle hier weg is, né? Sy pa was nog nooit baie lief vir hospitaal nie. Inspuitings, dis waarvoor hy bang is. Selfs toe hy 'n kind was, as hy weet ons moet hom kliniek toe vat vir sy ente, dan sy in die akkerboom en jy kry hom nie daar af. Shame, oupa. Ek het juis voor hulle hier weg is begin bekommerd raak toe ek sien hy loop so 'n paar draaie om die boom hier agter. Oupa, pa die blare opgetel. Dis okay. Ek wag jy's op mos my met bel. Hallo? O, Spike. Nee, jong Hendrik is nie hier nie. Hy sal seker net nou weer terug wees, maar ek glo nie hy sal baie lus voel vir gesels nie. Nee man, daar's nie huismoles nie.
Hy's net hospitaal toe vir 'n klein operasietjie. Weet nie presies wat hulle dit noem nie, maar ek dink dit is so iets soos 'n mini-hysterektomie. Ja, okay. Okay man, jy kan hom môre terugbring. Ja, en Spike. Maak asof jy dink hy was in vir sy blinde darm, hoor. Okay, bye. Was dit om Spike, oupa? Ja, hy wil jou pa se soldeerbou terugbring. Pa gaan kwaad wees as oupa vir almal vertel. Ag, is jou pa stupid om dit te wil wegsteek. As jy wil hê almal in hierdie dorp moet iets weet, begin dan net jou storie met moet vir niemand sê nie, maar. Wat? Waar is Wimpie? Ek wil hom vir my koerant gaan koop. Hy's by Koert, hulle ry go-kart. Die gier sal ook eers end kry as hy so hard val dat hy by die huis aankom met sy basvel in sy hand. Miskien moet ons by Ouboet vra om die go-kart se engine 'n bietjie te tune. Ja, Ouboet het ook meer goeie bedoelings as gesonde verstand. Pa voel vies. Het die mes gegly? Nee, pa. Maar ek het gedink 'n mens kry narkose. Doen hulle dit sonder narkose? Ja, pa, maar met lokale verdowing. Met inspuiting, soos by die tandarts. Eers links van die tand en na regs. Presies. Yes, gaan kry jou aerobic-klere. Ons moet nog vir Jolanda ook gaan optel. Wil jy iets drink? Eendag iets koud, dankie Maggie. Pa? Nie vir my nie, dankie. Ek gaan nie vanaand kos maak nie. Ek sal sommer iets lekkers koop op pad terug van die aerobics af. Inspuitings was die ergste. Operasie is niks. Net so sny en knip en alles is verby. So, en waaroor is jy dan so vies? Oor die inspuitings natuurlik. En die gehoor. Wat se gehoor? Was dit 'n demonstratieoperasie? Nee, pa, maar dit het so gevoel. Ek het nou byvoorbeeld glad nie gedink is nodig dat 14 verpleegsters moet assisteer. Nooit. 3, Hendrik. Okay, 3. Maar is erg genoeg. Vir al die manier wat hulle staan en gesels en aanmerkings maak. Ek het gevoel of ek op skou is. Kla jy of brag jy? Ek kla. Met daai maskers wat hulle dra kan 'n mens nie sien of hulle lag, geskok of beïndruk is. Hulle het gelag. As jy die rekening kry, sê jy verstaan waarom hulle maskers dra. Hier. Dankie, Maggie. Sit jy nou net hier en ontspan. Kom eens, en bring sommer my sak saam, ek sal haar by die klip aantrek. Staan seker haarself weer mooi maak. As Wimpie terugkom, sê vir my met die asblik in die kombuis leegmaak. Moet jy dit nou asseblief nie probeer nie. Ek is vanaand in hierdie stoel gesement. Jy's altyd. Ons is nou terug. Ek kon nie besluit wat om aan te trek nie, ma. En nou gaan jy maar met niks aan. Oupa, dis spesiale aerobic klere, almal dra dit. Ons ry. Yes, ek hoop jy gaan so in die straat loop, hè. Nee, pa, ons gaan ons met die kar. Los die kind, Hendrik. Eers was dit net gym, en nou is dit aerobics, en al verskil is nou dra hulle minder klere. Hy's weg. Sy batteries is op charge. Ek gaan hom in pa se kamer sit. Ek wens Maggie hulle wil nou kom, ek is honger. Ek ook. Ek wonder waar bly hulle. Dalk moet ons maar klub toe bel. Ek en Wimpie sal ry en gaan kyk as jy wil. Nee, ek dink pa hulle wil sommer net gaan kyk na die aerobics klas. Al is terug, ek het die ligte gesien. Hallo, het julle lekker geaerobics? Ek kan slange vang.
Hendrik, jy moet asseblief na my kar kyk. Ons gaan staan sonder petrol. Waar? Net ander kan die treinspoor. Waar is my kind? Hy is in Male se kamer. Verskoon my, ek gaan aantrek. Ek ook. Laat dit nou vir julle twee 'n les wees. Ek swaai my arms af, maar gaan kar wil stop nie. Maar toe ek vir die twee merms vra om uit te klim en te stoot, toe moet jy sien hoe stop die kar. Dit het gelyk soos 'n parkeergarage. Is natuurlik omdat die twee next to nothing aan het. Weet ek dit nie. Een van die mans wat stop vra vir my of hulle modern dansers op toer is, en hy vra vir my of ek die ma of die manager is. Wel, ten minste is julle gehelp. Ja. Ou moet jy en Wippie moet maar vir ons gaan vetkoeke mins koop. Dit is nie lekker om te staan en aanhoor hoe ander mense vir jou dogter en jou skoondogter fluit en aanmerkings maak nie. Het hulle vir my vrou gefluit? Wat verwag jy? Sal jy haar ignoreer as sy langs die pad gestrand staan en al wat sy aan het is 'n tiervel leeutaard? Nooit, maar sien hoe mooi lyk sy daarin. Het sy haar leeuvel tiertert aangehaal. Hallo. Hoe gaan dit na die operasie? Hoe weet jy daarvan? Jou pa het my gesê. Blinde darm. Maar jy weet van beter. Maar, ek sal niks sê nie. Oupa en Boysen en Dipstick verloon by my werk. Hulle het dieselfde opgehad. Maar hulle wil ook nie ek met iemand vertel nie. Nee. Ja. So jou geheim is safe by my. My vrou wil ook ek moet gaan. Wat sê my? Wat noem jy dit? Vasectomy. Oh. Wat beteken dit? Never having to say you're sorry. Oh. Anyway, ek het jou soldeerbou teruggebring. Werk jou dekodeerder? Ja, nou nie heeltemal soos ek gedink het nie, maar hy werk. Kyk jy nou verniet Mnet? Nee, Telidata. Ja. Ek het gedink as 'n decoder, maar toe is dit al die tyd 'n dekordeerder. Kom gous, moet hierdie keer so baie vat nie. Ek het gedink jou ma se kar gebruik 'n bietjie baie petrol deesdae. Dis die eerste keer, pa. Het jy weet wat ek doen met iemand wat ek agterkom, hy lieg vir my. Die 5de keer, pa. Die 6de keer, pa, genuine. Dan loop ek maar Hendrik baai. Eintlik werk die decoder glad nie. Is net ek wat nie stupid wou lyk nie, toe lieg ek ook maar. Sorry. Bye. Wat stel julle twee voor, doen ek nou met julle twee? Voel jy goed genoeg om te gaan visvang? Ja, ek is alright. Maar daai twee luities gaan eelte op hulle hande hê van al die tuinwerk. Dis goed. Sal hulle weghou van die go-kart af. Dis baie beter as 'n pak slaag. Jy het te wou goed gebel. Ja, dit poeksie-woeksie alweer. Sy wil dit seker vrede gemaak. Een van Wimpie se redes hoekom ek hom nie moet slaan nie is dat my steke dalk sal skeur. Wat is dit nou? Ek is sommer niks, ek is sommer stupid. Wat is dit? Sê vir my. Ag, is net. Dis so finaal. 'n Mens hoop nog altyd en nou is dit heeltemal onmoontlik. Wat? 'n Laat lammetjie. Soos ek het sien, kan jy rustig saam met my kom visvang en aansterk of hier bly in die gevolge dra.
Wat is dit, Hes? Ek kan nie môre saam op die bus gaan nie en ek sal ook nie kan skool toe gaan nie. Hoekom nie? Ek het een op my neus en een op my ken. Wat? 'n puisie. Presies, oupa. En dis nou hoekom jy nie op die bus wil klim. Nadat jy nou gesoep het en gesmeek het om te gaan. En ek al betaal het vir jou en vir Wimpie. Die planetarium wat nou so opvoedkundig sal wees. En die balletuitvoering wat jy nou nie kan mis nie. En dis nou alles by die venster uit waarom? Oor 'n puisie. 2. Maar pa verstaan nie. Baie van die matrieks gaan ook saam. Kom hier eens, laat ek kyk. Jou pa is so sensitief soos 'n rofstoeier. Ag, dis nie so erg nie. Ag, Chocolates en chips. Op jou ouderdom behoort jy nie eers daarna te kyk. ons smeer net 'n bietjie coverstick daaroor as dan niemand dit sien nie. Nou, dit sal nie help nie. Hoekom nie? Ek weet mos wat in 'n skoolbus aangaan. Hulle sal nog nie eers 'n myl uit ook nie wees nie en as dit afgevry. Oupa, ek vry nie en nog minder in die bus. En buitendien, dan gaan 4 onderwysers saam. Ja, seker 2 juffrouens en 2 menere. Laat mens dink, ja. Ek gaan nou slaap. Plak 'n pleister op elkeen, man. Dan sê jy vir die mense jy het teen iets gestamp. Good night. En jy weet dit sal dan vreeslik wees om 'n pleister af te vry. Hendrik. Jou pa is vol idees. Die beste idee wat pa na lang tyd gehad het. Ek sal verklaar die badkamer. Ja, Hendrik is ook nie so stupid as wat hy lyk nie. Ek gaan ook maar inkruip, Maggie. Moet ek toesluit en die ligte afsit of wat? Ag nee, wat pa, ek sal dit doen. Ek voel so opgewonde oor Benny wat môre huis toe kom. En daar's nog 'n paar dingetjies wat ek in die kombuis moet doen. Ja, die army sal seker ook nie dieselfde wees sonder Benny nie. Nou het hulle net die vyand om oor te worry. Nag. Nag, pa. En wat maak jy? Ek kom maar. Moenie met jou mond vol kos met my praat nie. En drink jy alweer melk uit die bottel? Hoeveel keer moet ek vir jou sê om hierdie yskas se deur toe te maak? Kinders sal jou mal maak. Daardie koek is vir Benny môre. Ek weet maar môre is ek op die bus as Benny hier aankom. Ek tog jy slaap al. Ek wou, maar die koek het my wakker gehou. Wat? Is maar, ek was bekommer die mure kom dit by. En toe kom kyk ek net en toe probeer ek net om te sien of dit nog nie intussen sleg geword het nie. Dis 'n wonder jou naam staan nog nie in die Guinness Book of Records vir twak praat nie. Laat mens dink, né? Jy moet gaan slaap anders kom jy nie môreoggend op nie. Ja, okay. Nag. Een bietjie raak geskeer. Gaan moenie jou simpel hou. Waar draai oupa ons gaan laat wees? Pa, Tada. tada. Mens sien omtrent nie as die pleister. Ag, nou het ek my waterbottel in die yskas vergeet. Ek sal dit vir jou kry, Hendrik. Hierso, Thanks, pa. net vir Ingrid. Dankie, pa. 'n Pa verstaan 'n man se kontantvloeiprobleme. Nee, ek was mos ook 'n lui. En jy gedra vir jou. Jy en Kurt gaan nou nie weer afdwaal van die groep nie so laas met die interhoor nie. Johannesburg is 'n groot plek, is nie Stilfontein. Ek sal nie, pa. Hendrik, hier is jou waterbottel. Dankie. Ek moet tog nou nie vergeet om vanaand vroeg te kom nie. Benny kom huis toe. Ek weet. Tak. Geniet dit. Oupa, ons gaan laat wees. Ek kom. Maggie? Hallo. Hallo, Betty. Ek het so ietsie gebring vir Benny. Ag, dankie Betty, hy sal dit vreeslik waardeer. Op die grens het hulle beslis nie koeksusters gekry nie. Hoe laat kom hy? So teen 6 uur. Betty, ek is die enigste senuwees van bekommernis. Maar hoekom hy kom aan huis toe? Ja, maar hulle jaag mos soos wie weer mag hulle gaan terugvat as hulle nie gou genoeg by die huis kom nie. Ja, en jy weet Vrydag is so baie mense gedrink, as dit veiliger op die grens is op die paaie. Seker. Ag, shame. Hesse Wimpie sal nie hier wees as Benny hier aankom nie.
Hulle is in Johannesburg toe saam met die skool. Ja, ek weet. Die planetarium vanmiddag en die ballet en die civic vanaand. Regte jetsetters. Ag, dis goed dat die skool so iets reël. So 'n bietjie kultuur. Ja, my dae was die enigste kultuur wat ons gesien het, 'n tovenaar in die skoolsaal. En daar was sy triks, kinderspeletjies, teen die wat jou duit uitgehaal het. Ai, Betty. Sê my, kom hulle terug na die show? Nee, hulle slaap vanaand in 'n koshuis by een van die skole. En môre gaan hulle eers na Gold Reef City toe voordat hulle terugkom. Jy weet, Barry vat my mos nooit nêrens sien nie. Hy sê dis onnodig, want die TV bring alles wat jy wil sien tot in jou voorhuis. Hendrik boer ook deesdae so voor die TV. Veral nou moet hy die sport en nog maar sport. Ja, presies. En wat dink jy van daai Amerikaners wat met helmets rugby speel? En ouens tackle wat nie eens die bal het nie. Dis stupid, man. Ag, dis nie sport nie, man, is net 'n bakleierery. Ek raak so vies. Ek sit sommer die TV af. Ek gaan kyk hoe 'n hoender in die ronde draai in my microwave. Weet jy? Wag man, ek het nie tyd vir tien nie. Ek moet nou gaan. Ek het kos in die oond. Barry se suster en haar man en daai 3 onhebbelike seuns van hulle kom vanaand by ons eet. Betty? Is dit daai skoonsister wat by die myne in die behuisingsafdeling werk? Ja, Ella. En jy weet daai seuns van haar 'n behoorlike gat dwars deur jou spenskap. Betty, ek het jou al gevra. Maar kan sy nie iets doen dat my Neil se huis kry nie? Jy weet hy wag al amper 'n jaar. En is nie lekker met 'n baba in 'n woonstel nie. Jy weet Ella het laas gesê sy sal die stapel aansoeke laat val en na hulle leer heel bo op sit. Ja. As hy dit weer optel. Is nogal lekker, nie? Ja, ek sal vra weer vra. Bye. Bye. Hy is laat. As iets met hom op die pad gebeur, kry ek stype. Oups is altyd laat op 'n Vrydag, ma. Ek praat van Benny. En oupa maak my vies. Hy het beloof om hier te wees as Benny kom. Daar het sy kar weer gaan staan. Voor die hotel, ja. Old habits die hard. Niels, kom saam met my garage toe, ek weer 'n ou spreekant van my gaan wys. Hendrik, moet tog nou asseblief nie weer verf op daai broek kry nie. Ons gaan net kyk. Mans, hulle kan ure sit en wag by die viswaters. Maar hier by die huis het hulle rooi mure. Ek gaan net gou klaarmaak. Jolanda, kom sit 'n bietjie handjie by my die slaai. Okay, ma. Hy slaap. Jy weet, ek het al gehoor dat oukie snaakse goed van die grens af terugbring, maar jy van die koek. En soos ek jou ken, weet jy nie eers wie die ma is. Kom, maar dis nie myne nie. En dis nog erger. Maar oupa verstaan verkeerd, daar's dan nie eers meisies op die grens nie. And I thought it couldn't get worse. Sis man. Oupa? Moet hy gaan border toe is nie 'n patch op Benny kom huis toe nie, né? Ma, Benny is hier. Benny! Oh my baby! Ek is so bly jy's veilig terug. Staan dat ek sien hoe lyk jy. Ag, Maar nog maar dieselfde man. My kind, jy's nou 'n man. That's no lie. Welkom, Benny. Oupa. Hallo Benny. Hallo pa. Welkom man. Dankie pa. Al dit grenswagter. Hoe sit? Check. Grenswagter. Hy was 'n kok. And Army marches on its stomach. Ran eerder met die kos wat hy gemaak het. In die geskiedenis van die army was daar nog nooit so baie Jippo guts nie. Jy het
my daarom groot laat skrik met Jolly se baby, né? Oupa, die Ami is daarom nie so lekker. Ek is net bly jy's veilig terug. Dis so lekker om my familie weer by my te hê. Wil jy nie nog iets eet nie, Benny? Maar, Jenny, ek het genoeg. Ons moet 'n bietjie kleur terugkry in jou wange, my kind. Wat gaan jy nou doen, Benny? Los die kind dat hy nou eers behoorlik by die huis kom. Al wat hy nou moet doen is rus, eet en ontspan. Hè? So seker moet gaan werk, pa. Later, jy gaan nou eers 'n bietjie vakansie hou hier by die huis. Ek bedoel eintlik later. Het jy eendag iets in gedagte vir later? Ja, ek het gedink dit sou lekker wees om na by die see te gaan werk, pa. By die see? Ons ook Niels het nou net aansoek. Hey! Wat is dit? Aansoek waar? Maar as ek seker mense kan niks vir hulle self hou nie, ma. Ek het nog nie aansoek gedoen, ek het nog nie 'n job gekry nie. Aansoek waar? Sorry, Poeksie, dit het net uitgeglip. Sien nou tyd vir Poeksie dinges nie. Jy gesê my maale gaan die helm wees. By die see. Wat gaan hier aan? Aansoek waar? Dis net daar's 'n job by Margate, ma. Margate? Margate by die see. Ons het net gedink, hoekom moet Niels hier werk as hy dieselfde werk daar kan doen? Dis tog baie lekkerder by die see. Ek kan in die oggende vir Hendrik die strand toe vat. Daar's baie meer om te doen. Niels kan na werk gaan visvang of self surf. Ja. My beroep is internasionaal, ek kan dit enige plek doen. Diesel is oral. En of ek nou 'n mechanic hier is of daai job lê dieselfde. Die omgewing is net beter. En die geld? Dis 'n bietjie minder. Maar dan is ons by die see. Ek kan nog steeds Saterdagoggende daar by 'n hairdresser gaan werk vir so ietsie ekstra. Vakansie by die see. Ek dink julle moet dit vat. Dan kan ek my vakansies en sommer my lang naweke ook daar by julle kom deurbring. Ja, en Nale kan ook. Die werk. Het hulle behuising? Hoe lank wag ons al vir 'n huis hier, pa? Ons sit nog steeds in 'n flat. So die job gee nie behuising nie, né? Wat ons hier kry kan jy nie eintlik behuising noem nie. Eerder bevletting. Weet jou pa lief? Nee pa, my pa sal die Bobbejaan-stype kry as ek hom daarvan moet sê. Ek is ook lus en kry dit. Ai. Ek verstaan nog glad nie wat hier aangaan nie. Jy is skaars terug nou wil jy alweer weg see toe. En julle twee wil wegtrek na 'n werk wat minder betaal, waar julle julle eie blyplek moet kry en waar julle niemand ken nie. Soos dit vir my lyk, wil julle net almal wegtrek om weg van my af te wees. Ek wil nie weggaan nie, ma. Ek wil nie in die myn werk nie. Hier is ander werke ook hier, Benny. Jy was te lank weg. Jy het verander. En jy het 'n skroeflos om jou familie hier te wil wegsleep. Ja. Nee, jy was te lank in die bos. Ons sal weer later praat as jy beter voel. En julle tweekies. Een van die dae kry julle 'n huis hier, dan kan julle in luxury lewe. En soos dit is, jy weet, hoef jou vrou nooit te kook nie, want julle eet in elk geval elke aand hierso. Maar nee, julle twee geniusse wil gaan, vakansie by die see, gaan sukkel by die see, ja. Ag nee man. Kom Niels. Daan het ons nog nie gedink nie. Hey, waar gaan ons eet? Ek kan kook. Elke aand. Ja. Hoeveel meer groceries sal ons moet koop? Niels vat my plek toe. Gaan dink mooi voor jy besluit. Maar die see is 'n plek waar mense gaan vakansie hou. Jy sê nie daar so lekker kan leef soos hier nie. Dis ons lewe. Ons sal self daaroor besluit. Maar as jy seker jy wil self kook ook. Kom! Goodbye. Ek gaan nooit eendag trou nie. Daardie twee het nou net alles kom bevoeter. Ja, daai twee het boggerol tussen die ore. En jy skaars hier of jy wil alweer weg? Ek wil nie weg nie, ma. Ek is nog jonk en ongetroud. Daar's interessante dinge in die lewe om te doen. En dis hoekom ek aansoek gedoen het vir die werk by die weerbureau, ma. Die weerbureau, maar dis in Pretoria. Ja, die hoofkantoor is daar, maar ek het aansoek gedoen by een van die weerstasies, ma. Nou, by die see. Ja.
Marion Eiland. Marion Eiland! Marion Eiland! Eers Margate en nou oor see. My vakansiemoontlikhede word al hoe beter. Maar eers stukkie van die hitte op die grens en nou wil jy bibber van die koue op 'n eiland. Wat is fout met my kinders dat hulle almal wil weghardloop van die huis af? Ag nee Maggie, daar's niks fout nie. Dis maar wat gebeur as 'n mens se kinders groot word. Ja, maar. Ag Benny. Jy word heeltemal te groot. Hallo Betty, waar is jou soldaat? Ag jong, die kind het vir hom gaan klere koop. Amper al sy ou klere is te klein vir hom. Shame. En hoe voel dit om hom weer terug te hê? Verlig, maar nie vir lank nie. Hy gaan Marion Eiland toe. Wat, wil hy land uit? Nee man, hy wil saam met die weerspan. O ja, ek het al in die weerprogram gesien op die TV. Dis mos daar waar die koue fronte vandaan kom. En nou wil die kind soontoe. Weet jy, my kinders maak my oud. Jong, as ons ook nou nie kinders en 'n man gehad het nie, het ons ook maar niks gehad om oor te worry of om mee te beklei nie. Seker. Sê my, is daar fout met jou Niels en sy vrou? Nee, hoekom? Nee, ek het toevallig gestaan by die venster uitgekyk en toe sien ek net hulle storm hier uit en dit het gelyk asof sy hom tot in die kar gestry het. Nee, ek weet nie. Ons meng nie in hulle besigheid nie. Dit gebeur maar seker dat alle jong paartjies een of ander tyd stryk kry. Ouer paartjies ook, net meer dikwels. Anyway, man, ek het goeie nuus vir jou. Ja? Ella sê jou Niels sal seker volgende week hoor. Hulle aansoek is goedgekeur. Hulle gaan een van daai nuwe Spanish taalhuise kry, hierso naby die golfbaan. Ag, is sulke pragtige huisies. Ja, en dan sal hulle ook soveel nader aan julle. Is jy alright? Ag, wie ek wil ook mos altyd daai dis 'n goeie nuus kry. Dankie, Betty. Ek dacht ek kom maak nou net jou dag. Bye, ek het 'n koek in die wind. En nou? Betty was nou net nie. Ja, sy maak my ook baie keer so moedeloos dat ek wil huil. Ag nee man. Sy sê haar skoonsister Ella sê Ouboet se aansoek is goedgekeur. Hulle kry een van daai Spanish huise daaronder. En nou wil hulle 'n vuil flat en maak uit gaan bly. Toe maar. Die Ouboet moet sy kop laat lees. Ja. Maar ek sal met hom gaan praat. Hy is nie te oud vir 'n paar klappe nie. Luister. Ek is in die garage as jy my soek. En sê vir Benny as hy hier aankom by moet daarna toe kom. Ek wil nog nie met hom gesels nie. Ek ook nie. Goed. Na jou, okay? Hoera. Is sulke pragtige ou Spanish huisies. Hendrik, wat se rubbish is dit? Rubbish? Dis 'n lamp. Hey, hier is Martin. Nee man, ek praat aan hierdie ding met daai meisiekind van my en hy laat jy weer in hulle kop het. Ek dink dat hulle wil see toe trek. Nee, my vrou is so opset man, sy is vanmorgen weer tranquilizers man. Omdat hulle wil maak toe gaan. Nee, hierdie dartklap van ons wat 'n party gehad het man. Hier vanmorgen 2:30 by die ys gekom. Nee. Ja, en hierdie twak van die kinders het dit net vererger. Ek het skoene kopsie wie. Van die party? Nee, van die kinders. Oh. Ja, hy laat die van jou so dan so deur mekaar, wie? Hy kan nie vra hier wat het ek so en wat hoe gaan jy aan mekaar vra doen? Nie deur mekaar. Daai meisiekind van jou is net so deur mekaar. Dis sy wat op die strand wil gaan lê. Kyk. Net ek weet doen wat ons op die troue gedoen het. Nou nog moeilik het meneer. Maar dit feit dit, hulle verdien mekaar uit. Ja, nee, dis moet ek toegee. Nou wat gaan ons doen? Ons kan nie vir hulle besluit. Hoekom nie? Hulle kan dit self doen. Ja, miskien is jy reg. Jy weet dit is nie maklik om 'n ouer te wees. Jy sien hoe jou kind sy kop gaan staan. Jy waarsku hom. En dan moet jy staan en toe kyk hoe hy sy kop staan.
En dan moet jy nog by wees om te troos op. Nou, hoe nou? Gewonder, jou laat jy so stupid, jy het op te veel sy kop laat staan. Wie stupid? Jy kan nie sê hy stupid, ek moet listen. Wag, voor julle verder onderhandel. Ouboet en Jolande het iets om vir julle te sê. Toe Boeksie. Ons is sorry as ons pale en pale laat worry het. Ons trek nie meer see toe nie. Maar ons trek in die flat uit, die man het ons 'n huis gegee. Is dit, waar? Net nie daar boer naby het nog veel vir joentjies nie. Nee, pas een van die nuwe Spanish-style huise sommer hier naby. Ek is bly. Ek het gedink as julle hoor van die huis, julle van besluit verander. Nee pa, ons het voor dit al besluit. Ek het nie die job gekry nie. Nou weet ek nie wat dat vir Molly sê nie. Sy gaat nou eers omgekrap wees. Maar ek dog dan sy wil nie hê die kinders moet wegtrek. Nee, daar wou dat sy bly wees, maar ons het ook al self lang al oog op een van daai Spanish huise. Hey, is dit Sarge? Want dit lyk my jy's gewond. Is nou nie jy iets sommer huis toe te skryf nie. Maar woes gegaan in daai bus, hè? Lyk my hessepleister is al die pad in die bus afgevry tot op jou neus. Oupa. Hallo? Hey, gaan jy nou vir ons sê daar's 'n pysie onder die pleisters of gaan ons die waarheid hoor? Ek sal settle vir 'n pysie. En jy baklei. Maar meneer Spies het ons klaar op pakslag gegee. Hy en Koert het baklei. Ek dacht dan Koert is jou pel. As mens eers met jou pel kan baklei nie, met wie kan mens dan? Mens kan jou ook nêrens stuur nie. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Nee, voel is nou al wat gaan help. Waaroor julle beklei? Koert het handsyne gegooi vir die mense wat verby die bus gery het, pa. En toe die een oom die bus stop, toe sê Koert vir meneer dat dit net ek was. En toe beklei jy? Ja, pa, maar Koert het eers teruggeslaan. En ons het klaar 'n pak slag gehad by meneer Spies. Hy het goeie rede gehad. Ek het nie so gedink nie. Wimpie maak jou nie so groot gemaak nie. En wat van gisterand? Jy het toe ook 'n pak slaag gehad. Wat? Ag, maar ek en Koert het net so 'n bietjie afgedwaal. Ballet is so boring. Ek en hy het maar net so 'n bietjie stoei gaan kyk is al. Wat? En toe kry jy pak omdat jy stoei gaan kyk het in plaas van ballet. Hendrik, as ek jy is, dan gaan stoei ek met daai Onnie. Geen wonder daar so baie sissies nie. Presies, oupa. En dis hoe ons gevang was. Meneer Spies was ook by die stoei en toe sien hy ons daar. Wat? Jy kry 'n pak slaag en dit terwyl die meneer self weggeglip het by die ballet om te gaan stoei kyk. Ja, pa. Wag, voor pa kant kies. Vra eers vir hom waar het hy stoei gaan kyk. Hester, dit niks met jou te doen, okay? Ek was verkeerd en ek het 'n pak gehad. Ek's jammer, sorry, end of story. Hendrik, hierdie kind sleep ons naam in die modder. Hoe weet ma van die modder? Hey. Waar was hierdie stoei? In 'n restaurant. Mens eet en kyk stoei. Fanny's Kitchen. Die stoeiers, was dit mans of meisies? Meisies, maar hulle was baie rof. Wimpie, waar het hulle gestoei? In 'n kruit? Amper so iets. En daar was nie dalk modder ook in die kruit nie? So bietjie. Wimpie, ek het jou nie so groot gemaak nie. En ek is lus en trek jou basvel af. Nee, wag nou pa, ek het my les geleer. Dis nie al wat jy geleer het nie. Ek sal dit nooit weer doen nie, ek beloof. Ja, dit het ek ook al gehoor. Wat sê jy die naam van 'n restaurant nou weer? Dalk soek hulle 'n kok of iets. Vir wat? Om modderkoekies te bak.
że w ostatnich w 4 latach był Pan na wakacjach co najmniej 7 razy. Wybrać, musiałam wyeliminować gajetkę. Proszę wyciągnąć ręce z kieszeni. Przedstaw się. Marek Kosman. Ile masz lat? Gdzie?